Ek groet u hartlik. Jesegiel 33 word vertel wanneer God aan die profeet sê om 'n wag aan te stel. Die opskrif sê die brandwag. Dit was natuurlik 'n persoon wat wag gehou het oor mense vir wie hulle lief is en omgee, sodat daar nie gevaar naby hulle sou kom of onheil sou uitbreek nie. Hy sou betyds waarsku en die manne sou dan gereed gemaak het om te verdedig die waarvoor hulle lief is en waaroor die wat aan hulle toevertrou is. En so ook is dit vir my en jou lewe. Daar is mense, familie, vriende, soos by woordelike sprekers ons altyd sê, my hartsepunt, mense vir wie jy lief is, vir wie jy omgee. Mense wat God aan jou toevertrou het, wat afhanklik is van jou. Waaroor jy moet waak deur te bid, deur hulle veilig te hou, deur na hulle te kyk, deur hulle hand te neem en saam met hulle pad te stap, hulle op te lei, hulle op te voed. En ook mense lief te hê en mense op te pas, sou ons sê. Dit is baie belangrik, want hierdie mense wat aan ons gegee is nie net ons mense nie, maar hoor wat sê die woord, dis ook God se mense, dit was God se volk, God se mense. En daarom het hy in die Ou Testament toe mense aangestel om oor hulle te waak, dat God se mense veilig kon wees. Vandag deur die Heilige Gees, God het sy Gees in ons hart uitgestort, en die Heilige Gees waak oor ons. My woorde, pas ons ook op. Kyk na ons en waarsku en lei ons op hierdie pad. Hoekom? Want ons is sy geliefdes. Jy is belangrik vir hom. Hy het jou oneindig lief. En uiteindelik is dit ook die taak van die Heilige Gees om jou te lei en jou te leer, en uiteindelik dat wanneer jy jou lewe as sy kosbare geliefde afsluit, jy saam met hom in sy ewige koninkryk sal wees. Jy het baie ontzagwekkende waarde, ver meer as wat hierdie aarde sal kan bekostig of koop. Matteus stel dit so, wat is die waarde van 'n siel? Niks in die wêreld kan gegee word vir die waarde van 'n kosbare siel. Daarom het God jou lief en is jy vir hom belangrik. En daarom waak hy hom oor jou. En daarom pas hy jou op en is hy oor jou. En my gebed vandag is, dat dit vir wie jy lief is en wat God aan jou toe vertrou het, jou man, jou vrou, jou geliefdes, familie, jou vriende, jou hulle sal waak met passie, en hulle oppas en hulle opvoed en leer in die vrese en die wyse en die kennis van God. Jy wil mos hê hulle moet saam met jou in die ewige lewe deurbring. Nie waar nie. Daarom waak jy oor hulle. Daarom pas hulle op. Lei hulle op die regte weg, sodat hulle in vrese saam met God dien. En uiteindelik jy en hulle vir wie jy lief is, soos die mense vir wie God gelief is, saam kan wees in die ewige koninkryk. Die Here seën u.